Weet jy nie dat die Here is besig om in dieselfde krisis met jou op pad te stap, om jou geloof te bou en jou verhouding af te rond, om jou dieper insig te gee wie en wat die Here is. Maar as jy aan die ander kant deur is, dan lig die Here die juk en hy laat jou vrykom. When you are prayerless, you are defenseless. En ek wil jy moet dit bewus raak dat wanneer jy iets release in die atmosfeer, dit moet ontplof. Hartlike goeienaand weer eens van my, Pastor Alta. Wat 'n voorreg om weer vir u te groet in daardie wonderlike geseënde naam. Ek ag dit vanaand weer 'n goddelike voorreg en 'n eer om weer die blye boodskap natuurlik van vrede te verkondig. You only need one word from God to change your situation. En vanaand glo ek dat die Here het 'n woord, halleluja, om die vermoeide te verkoop, en ek glo sy woord is ook onderrig, en ek vertrou die Here dat God met die vermoë gaan gee om het oor te dra. Kom ons bid saam. Wonderlike Here en Meester, seën hierdie atmosfeer, en ek wil die Heilige Gees vra om leiding te neem in hierdie woord, in Jesus se naam. Amen. Ek dink ons wat die evangelie verkondig, moet altyd hoor wat sê die Here. En dit is soms moeilik om te hoor wat die Here sê. Jy moet ingestel wees natuurlik om natuurlik te kan sê wat sê die Here. Ek dink vanoggend toe staan ek en die Heilige Gees herinner my aan iets. Dit is jare terug dat die dag toe ek my eie woning kry, toe kom my ma en ek het by haar gebly en sy vra vir my wat gaan van my kinders word. My twee, Shadai en Lud, was natuurlik nou klein daai tyd. En ek moet nou die volgende dag begin om nou te werk saam met my man, want ons het 'n bankhuis, 'n bankkar, so ek moet nou vir help en ondersteun dat dinge moet gebeur. En my ma sê vir my, altyd, ek is vandag nie hier om vir jou te sê, moet nooit jou kinders dat hulle na 'n leë huis toe kom nie. Ek dink, joh, mama, wat vra sy my nou, want my man expect dat ek moet saam met hom gaan werk, want ek moet die huis dra. Maar weet jy, my ma sê die dag vir my, laat ek jou iets sê, dat God seën 'n man se salaris. Hy sal alles kan onderhou, maar hy sal net nie meer vir jou altyd so kan sorg vir die goed wat jy wil hê nie. Jy sal moet iets doen. Ja, ek dink, mama, ek staan nou. Ek dink, ja, kom met my man nou vandag gekom. Maar weet jy, ek staan daar en nou dink ek, Sjoe moet nog vanaand kom en ek moet die nuus gee, hoe gaan hy respond? Wonderbaarlik is ek dankbaar vir die Here. Hy sê, my vrou, toe ek hom sê, jy moet doen wat jy dink is die beste. En toe word ek net 'n mamma, toe kyk ek na my kinders, en as ek terugkyk, ek was so spytie. En dis nou jare terug, né? En die Heilige Gees sê nou, terwyl ek besig is met die woord, hoekom hy my ma gestuur het, die Here, om vir my te sê, en dit is die boodskap, spend time with your children, be present in die present moment, so that someday kan hulle memories het, maar jy ook self het. En ek dink, wow, spend time, be present in the present moment, maak 'n baie groot verskil. En vandag is ek nogal dankbaar vir die Here, dat ek na mamma geluister het, my ma is afgesterf nou jare al, maar ek is vandag nogal dankbaar vir die Here, vir die gedagte, wat my ma, deur die Gees, die Heilige Gees, my laat deurskemer het, dit was die rede. Nou, vanaand het ek 'n tema, om God lief te hê, is om hom te gehoorsaam. Om God lief te hê, is om hom
te gehoorsaam. Nou, discipline starts upon what you hear. So dissipline begin wanneer jy 'n opdrag kry wat jy moet uitvoer, dan wys jy deur die uitvoer van die besluit dat jy het agting vir die persoon wat jou die opdrag gegee het. Nou, ek doen thoughts of ek is altyd besig met iets, spending time with God. You know, to know Him is to never stop discovering Him. Spending time with God through praise, reading His Word, creates the art of seeing and believing. Weet jy wat gebeur? So wanneer jy tyd spandeer, halleluja, ontwikkel jy, het jy die kuns wat jy natuurlik ontwikkel, om te kan sien en te kan glo in God. En as jy verstaan, die understanding het, sy wil vir jou lewe, dan align jy jouself met God se assignment, die doel, hoekom God jou op aarde geplaas het, en ek dink is geweldig. Nou, Jona was 'n profeet. Nou, profeet is die mondstuk van God, is 'n dienskneg, waar God sy raadsbesluit, waar hy in sy 3 eenheid 'n besluit maak, sê hy vir profete wat hy van plan is om te doen. En die Bybel sê, hy sê vir Jona, maak klaar, gaan heen na die groot stad Nineve en preek daarteen, want hulle boosheid het opgestyg voor my aangesig. So die Here sê vir hom, maak klaar, doen voorbereiding, jy is die een, halleluja, wat die boodskap moet bring vir Nineve, jy is afgesondig vir diens vir my, en deur jou moet die boodskap natuurlik vervuld word om vir hulle te gaan sê. En weet jy wat, die Bybel sê, as Jona goed geluister het, wat God gesê het, die boosheid van die mense, dit wat hulle gedoen het, hulle bedrywighede, hulle werke, het opgestyg voor die aangesig van die Here. Maar weet jy wat doen Jona? Jona maak hom klaar en hy vlug na Tarsus, weg van die aangesig van die Here af. Hy gaan na Jafo toe, ek gaan af met die woord, en hy het 'n skip gevind wat na Tarsus sou vaar. Maar weet jy wat doen die Here? Hy vlug nou weg van die aangesig van die Here, om nie vir die mense die boodskap te gaan gee, so sê die Here van die leerskade nie. Maar weet jy wat doen die Here? Die Here beskik 'n sterk wind op die see, halleluja, 'n geweldige storm, wat ontstaan het, dat hulle skip natuurlik in gevaar kom, waar hulle natuurlik skipbreek kon lei. Die manne van die seeliede het bang geword, want is vir die eerste keer dat hulle so storm ervaar natuurlik op die see. Maar wat ek hierdeur leer uit hierdie verhaal uit, soms stuur God storms op 'n mens se lewe. Ek dink 2015 was ek in Israel gewees. En ons was ook op 'n boot gewees en iemand lewer die getuiene, ons tour guide, waar hy gesê het die jaar van tevore, terwyl hulle in Israel was, het daar 'n geweldige storm ook op die meer gekom, natuurlik 'n wind en baie skade natuurlik wou aangedoen het, maar hulle het ook die naam van die Here aangeroep en die storm het natuurlik bedaar. Maar die Here sê vir my, skryf neer wat die woord storm, en ek gee my die betekenis. The essence storm is sovereign, the T gives me testimony, the O brings me to obedience, the R reconciles me with the mercies of God. En die Here sê, vat die woord terug na Suid-Afrika toe. En weet jy, 2016, toe stap ek in my storms in, maar wat vir my geweldig is, wat ek geleer het van 'n storm, wanneer daar 'n storm kom, soos met Jona hulle gekom het, die manne het elkeen gebid tot hulle God, Jona het gaan lê in die onderste deel van die skip, hulle het elkeen gebid tot hulle God, en hulle kon nie verstaan nie, die see raak al hoe stymiger, en die besef hulle, maar hier lê 'n man, soos ons sê, en hy lê in die slaap, en hulle vra vir Jona, wie is jy, gee ons te kenne van watter land kom jy, wat geboorteland is jy, watter volk is jy, en hy antwoord, ek is Hebreër, en ek vrees die Here, die God van die hemel, natuurlik wat die see en die droë grond gemaak het. Hy sê vir hulle wie hy is, dat hy God vrees.
Maar terwyl hy die boodskap kry voor God, halleluja, om God te eer, om die boodskap te neem, natuurlik na Nineve, het hy nie agting gehad vir die boodskap wat hy vir God moet neem nie. Nou weet jy wat het hy gedoen, sonder dat hy dalk bewus was, dalk was hy op daai dag, halleluja, was God nie 'n priority nie. Nou God is 'n priority, hy word eerste gestel, hy is nie 'n option nie, maar daai dag was God natuurlik vir Jona option. Hy het gedink ek sal later gaan, ek voel nie vandag om dit te doen nie. Maar weet jy, in die geesteswêreld het hy een groot fout gemaak, halleluja, die natuurlik later bewus geword het van die daad wat hy gedoen het. Omdat hy die boodskap gebring het van die Here af vir die mense, halleluja, kon hy verhoed het en met sy optrede het hy eintlik verhinder dat God se liefde, dat wanneer God sy woord uitstuur, gaan sy woord gepaard met sy liefde ook, en hy kon verhinder het, dat hulle die liefde van God, wat hulle lewe moet binnendring, hy kon die proses gestop het, deur sy optrede. En ek dink deur hierdie verhaal, hoe baie keer stop ons as mens, natuurlik met ons optrede, ons dade, dat die liefde van die Here, wat mense moet bereik deur my, wanneer ek het verkondig, of uitleef, of vrug dra, halleluja, word mense daardeur getrek, verhinder ek dat die liefde van die Here sy snelle loop laat mense se harte toe kry en op die daad, halleluja, voordat God die storm gestuur het, was dit wat Jona eintlik, sonder dat hy bewus is, was hy natuurlik van plan om dit te doen. Maar omdat die Here God is, en hy's geweldig is, en dat Jona was natuurlik, moet sy raadsbesluit geneem het, natuurlik vir die volk van Nineve, laat die Here toe, dat die Here 'n storm stuur, om vir Jona weer by homself te bring. Hy sê, ek is 'n Hebreër, ek vrees die Here, die God van die hemel. Weet jy wat doen hy? Hy sê dat ek aanbid Jehovah Bara, creator of human en van heaven and earth, halleluja, wat ook natuurlik beheer is oor mens en dier. Ek aanbid natuurlik die God. Halleluja, en hy het vir hulle te kenne gegee wat hy gedoen het. Maar weet jy wat hoe geweldig is, die see het al hoe langer onstuimiger geword, maar weet jy wat vir my wonderlik is, dat Jona, omdat hy die profeet van God was, het hy ook geweet, halleluja, toe hy intap in die spiritual wêreld, wat die oplossing is vir die probleem. En hy sê vir hulle, neem my, gooi my in die see, dan sal die see om julle bedaar, want ek weet om my onwil, het hierdie groot storm oor julle gekom. En ek leer in hierdie verhaal, somtyds my liewe mens, gaan ons deur omstandighede, halleluja, elke storm het 'n stem, en hy praat natuurlik met ons as mens, waar ons die taal moet verstaan, vir die storm om te lig, vir die probleem om opgelos te word in jou lewe, het jy 'n vrug nodig, om dit te kan natuurlik bewerkstellig. En weet jy wat? Hy sê, ek weet om my onwil, het hierdie groot storm oor julle gekom. Weet jy wat sê hy? Ek vat vrede, omdat ek moes die boodskap van vrede gevat het, en die evangelie van vrede gevat het, na mense toe, wat God nie geken het, het ek die proses gestop, en die Here gee my geleentheid, om my weer in afsondering te bring, en daarvoor is ek natuurlik vir die Here dankbaar. En weet jy, hulle gooi hom in die see, en die see kom tot bedaring, maar weet jy wat vir my wonderlik is? Hierdie manne het moeite gedoen om te geroei het, om alles te gedoen het, om lewens te behou. Maar hier kom het waar Jona sê, gooi ons in die see, en hulle doen dit, toe kom hulle ook tot inkeer, want die vrees van God het ook op hulle geval, en ek dink is geweldig. En weet jy, God beskik 'n groot vis, om Jona in te sluk, en vir 3 dae was Jona en nagte, was hy in die ingewande van hierdie vis, en hier kry Jona nou die geleentheid om te bid na God toe, om sy lewe voor die Here, natuurlik sy benoudhede in sy hart wat wyd uitgestrek is, voor die Here te bring, dat die Here ook aan hom sal dink. Maar weet jy wat doen die Here? Die Here gee hom weer geleentheid, halleluja,
terwyl hy in gebed kom, om hom weer te align, en om vergifnis te vra vir die Here, gee die Here om die geleentheid, halleluja, om die boodskap weer te bring na die stad van Nineve. En nou sê die Here in Jona 3, sê die Here vir jou, en dit is die boodskap wat jy daar moet verkondig, wat ek jou sal sê. Weet jy wat was die boodskap? Die Bybel sê, 'n betroubare getuie red lewens. En die Here gee die getuie wat hy gehad het in sy ongehoorsaamheid, wat hy gedoen het, gebruik God daai selfde boodskap van sy ongehoorsaamheid, gaan hy en hy verkondig dat die Here het vir hom genade betoon en 'n vis beskik om sy lewe weer, halleluja, terug te gee aan hom. Verkondig hy die evangelie vir 40 dae, gaan hy deur daardie dorp en hy verkondig die evangelie, dat die manne van Nineve het geglo, die boodskap wat hy gebring het, en 'n vasdag uitgeroep het, halleluja, selfs die koning van Nineve het opgestaan van sy troon af, het sy mantel afgehaal, en in 'n rougewaad het hy gaan sit in as, en hy het vir hulle opdrag gegee, geen mens of dier, beeste, kleinvee, mag aan iets proe nie, hulle mag nie wyn nie, hulle moet 'n rougewaad aantrek, en hulle moet ernstig bid tot God, elkeen tot God toe uitroep, en hulle moet hulle van hulle verkeerde wandeling natuurlik weg, moet hulle bekeer, en van die onreg wat op hulle hande is, miskien sal God van gedagte verander. En die Here gebruik vir Jona, halleluja, met die boodskap, halleluja, dit wat hy geleer het, sy getuie, gebruik God om deur die stad te gaan, en die boodskap te verkondig, en 120.000 mense het tot bekering gekom. En vanaand wil die Here natuurlik vir ons ook sê deur hierdie woord, dat wanneer God sy woord uitstuur, halleluja, is dat ons van gedagte, gewoonte, gesindheid, van ons verkeerde weg moet verander, en dat ons moet natuurlik vir ons bekeer, sodat die Here van gedagte verander, en ons ook sy barmhartigheid, sy langmoedigheid natuurlik, oor ons ook kan uitstraal, elke dag van ons lewe, dag die Here op. Maar weet jy wat, Jona was erg ontstel daardeur, en hy tot vir die Here gebid en gesê, Here, ek het geweet, dat u is 'n barmhartige en genadige God, en u is langmoedig, en u is groot van goedertierend, en een wat berou het, natuurlik oor die onheil wat u beplan het. Maar weet jy wat sê die Here, jy verstaan nie, halleluja, wie ek is nie. Ek is wat ek is, halleluja, ek het die mense geskape in my wese, en ek het 'n liefde vir wat ek het, en omdat ek genadig is, halleluja, betoon ek genade altyd deur, dit is wie ek is, halleluja, ek wil hê dat elke mens op aarde my natuur deelagtig word, God se woord natuurlik het geestelike eienskappe, halleluja, wat ons verbind, dat ons die natuur van God kan hê, en daarom het God sy woord nagelaat, om ons gesond te maak, ons het ons skuile uit te red, ons voete op 'n rots te stel, en 'n nuwe lied in ons mond te gee, halleluja, sodat ons geloof kan hê, om na God toe te kan gaan, want die Here is bymagtig, om vir ons te help, halleluja, sodat ons van gedagte, gewoonte, gesindheid, maniere, en selfs van meesters en koninkryk kan verander. Die Here stuur sy woord uit. En Jona gebruik sy getuie, halleluja, om vir 120.000 mense tot inkeer te laat kom. Wat wil die Here vanaand sê? Hierdie boodskap, halleluja, van bekering, is vir een en elkeen van ons vandag in hierdie wêreld. Stuur God sy boodskappers uit vroeg, soggens en saans laat, stuur hy dit uit, sodat ek en u natuurlik van gedagte kan verander, sodat ek ook op aarde kan lewe, om uit te vind, wat is die doel dat God my op aarde gestel is. Ons is op aarde geplaas om God natuurlik te verheerlik. Hy sê, wat is die mens dat God aan hom dink, en die mensekind dat God hom besoek, minder gemaak as hemelse wese, maar met eer en heerlikheid, Psalm 8, het God ons natuurlik bekroon, en God wil hê ons moet uitvind, wat is die rede, wat is my doel op aarde. Somtyds is ons besig met ons beroepe, want baie keer is ons beroep nie ons roeping nie, en baie keer roep God ons tot orde, deur omstandighede, deur probleme, halleluja, sodat ons kan uitvind, halleluja, wat is die doel, hoekom God my op aarde geplaas het. En dan hierdie verhaal is 'n wonderlike verhaal, waar Jona hom kon verhoed het, dat 120.000 mense kon gedeel het in die liefde van die Here,
Hy het nie geweet wat die mense alles gedoen het voor die aangesig van die Here nie, maar die Here gee hulle geleentheid dat hulle tot by hulle self kan kom. Somtyds het sonde die manier, halleluja, om ons te verlei en te verlok die plesier van die lewe, sodat dit ons alles van ons hele bestaan verander. Maar God kom vanaand deur hierdie woord en die Here sê, ek bied aan jou 'n geleentheid vanaand aan, dat jy ook kan verander, dat jy tot by jouself kan kom. En dit is die boodskap wat die Here vanaand uitstuur oor hierdie TV vanaand, om vir Suid-Afrika, elke een wat vanaand luister, om vir hulle te sê, ek sien jou werke, halleluja, ek sien dit daagliks van die hemel af, hoe hanteer jy mense, hoe agteraf is jy, hoe lieg jy, hoe steel jy, hoeveel bedrog pleeg jy op aarde, my oog is op jou gerig, halleluja, maar ek gee ook jou geleenthede, wanneer jy alleen is in jou stilte tyd, dan roep jy uit na my, maar ek wil ook hê, jy moet in die openbaar bely, halleluja, wie het jou lewe radikaal verander. En ek dink die Here is wonderlik, die manier hoe die Here ons soms trek van die aarde af, halleluja, wanneer God natuurlik vir ons trek, is dit om ons gesond te maak, halleluja, en weet jy wat vir my wonderlik is? Hierdie koning was ook van Nineve, was ook natuurlik vol bedrog, baie sondes gedoen, maar terwyl hy die opdrag gee, was het my wonderlik wat die gedagte wat hy gesê het, wie weet nie of God sal omkeer en berou sal hê nie, sodat hy hom afwend van die toren van die gloed van toring en ons nie laat vergaan nie. Hy kom, halleluja, en hy smeek voor die Here, nie net vir homself nie, maar ook vir sy volk, die mense wat hy lei, dat hulle moet tot inkeer kom en hulle lewe natuurlik lei op aarde, halleluja, soos die Here wil hê, ons moet dit lei. En vanaand wil die Here vir ons vra, vanaand almal wat luister, God is 'n genadige en barmhartige God. Hy is langmoedig en hy's groot van goedertierenheid en is een wat berou het oor die onheil wat soms na ons lewe toe kom. Wil die Here vanaand vir iemand sê, die Here is bymagtig, halleluja, die hoofdoel van bekering is, wat God wil hê, is dat ons sy liefde deelagtig moet word. Hy stuur nie net sy woord uit nie, maar hy wil ook hê ons moet deel in sy liefde, dat sy liefde moet wortel skiet in ons binneste, sodat ons vrug kan dra, sodat nuwe dinge ons lewe binnevloei op aarde. Ek het by die einde gekom. Jona se verhaal is 'n wonderlike verhaal, 'n verhaal van vrede, 'n verhaal, halleluja, wat ons natuurlik bewus word, daar is 'n God in die hemel, wie se oog natuurlik op ons gerig is, wat wil hê, ons moet kom op by verstandigheid, dat ons ook op soeke is na die wil van die Here, en as ons daar gekom het, kan die Here natuurlik ons heil vir ons uitwerk. Ek het by die einde gekom, kom ons bid saam. Wonderlike Here en Meester, hierdie boodskap het vanaand uitgegaan, Here, en ek wil bid vir een en elkeen wat vanaand geluister het. Help ons, liewe Here, dat U liefde ook ons lewe binnendring. Seën ons om U te gehoorsaam op aarde. Laat U wil oor ons lewe geskied. In Jesus se naam met baie danksegging. Amen. Ek het by die einde gekom. Ek groet U, Pastor Alta, tot 'n volgende keer. Weet jy nie dat die Here is besig om in dieselfde krisis met jou op pad te stap, om jou geloof te bou en jou verhouding af te rond, om jou dieper insig te gee wie en wat die Here is. Maar as jy aan die ander kant deur is, dan lig die Here die juk en hy laat jou vrykom. When you are prayerless, you are defenseless. En ek wil hê jy moet dit bewus raak dat wanneer jy iets release in die atmosfeer, dit moet ontplof.